Daar's hy. Welkom vanoggend by Kaleio Kerk. Dit is my so lekker om op hierdie manier saam met jou te kuier, waar ook al jy vandag saam met ons kyk. En ek weet sommer, vandag se woord gaan jou regtig so diep raak. Ek is al so opgewonde om hierdie boodskap te kommunikeer. Ja, die kern van hierdie boodskap is iets waaroor ek baie passievol is. En iets waarop ek my hele bediening bou. En dit gaan oor die woordjie heiligheid. En dat ons vandag die woordjie heiligheid reg verstaan. Ek hoop jy's okay waar jy is. Ek wonder baie keer die mense wat kyk agter hierdie skerm. Hoe gaan dit met jou? Is jy okay? Jy weet, baie ouens het begin van die jaar gesê 2026 my jaar. Nou trek ons al aan einde Maart en ek sien hoe baie ouens op wiele afkom. Ag, my hart gaan dit uit vir jou. Ek weet party van ons is op 'n goeie spasie en floreer en ander van ons gaan so 'n bietjie deur 'n winterseisoen. Weet net, hierdie boodskap, die hart van hierdie boodskap is om jou vandag te bemoedig. Om jou op 'n plek te kry waar jy die Here se liefde so intiem beleef, want ek weet dit is wat jy nodig het. Kom ek bid sommer vir jou, daar waar jy is. Here, die persoon wat nou na hierdie diens kyk, jy weet wat in sy of haar hart aangaan. Jy ken die detail van die dinge waardeur hulle stoei. Here, mag hulle vandag u vaderliefde beleef. 'n Liefde wat sê ek het jou. 'n Liefde wat sê ek is by jou. Here, ek is so oortuig dat presies soos wat u oor Jesus voel, so voel u oor ons. En u sê vir Jesus, hierdie is my seun, in wie ek 'n welbehae het. You are my beloved. En mag mense soos hulle die diens vandag beleef, mag hulle net hierdie woordjie so intiem beleef. You are my beloved. Ek is so lief vir jou en ek het jou. So dankie Here dat ons hierdie oorweldigende liefde vandag kan beleef, wat ons koppe optel om die dinge deur te sien wat ons nodig het om nou deur te sien. Dankie vir die woord, dankie vir die Heilige Gees wat hierdie diens begelei of hierdie boodskap begelei. In Jesus naam bid ons dit en almal sê amen. Ek moet vanoggend eerstens kom jammer sê. Confess is die Engelse woord. Wat is die Afrikaans vir confess? Bely. Ek moet bely. Ons kuier in die brief van Handelinge van die begin van die jaar af en ons het dis my so lekker om regtig die Here se hart vir my en jou en die Here se hart vir kerk te ontdek op hierdie reis wat ons is in die brief van Handelinge. En ons het begin by Handelinge 1 so aan die begin van die jaar en ons trek nou al by Handelinge 12. Maar laasweek was ons fisies by mekaar by Simplicity Venue en ek het gesels oor hoop. Waar is jou hoop? Maar die fout wat ek gemaak het is dat ek Handelinge 11 en 12 as een boodskap gekommunikeer het. En ek het so bietjie vinnig oor Handelinge 11 gegaan. En na die diens, laasweek, kom my pragtige, amazing vrou. En sy sê vir my, hoorie Leon, wonderlike diens hoor. Jy's my hero. Jy's die beste wat nog ooit geleef het. Jy's die beste predik. Daai tipe goed wat 'n ou se vrou maar vir 'n ou sê, nê. Maar ek het geweet hoe sy so begin met die komplimente, hier kom 'n maar. Toe sê sy, hoor die Handelinge 11 het nie vir my lekker sin gemaak binne die konteks van wat jy gepreek het, nê. En ek besef toe ek het 'n hele stuk uitgelos en dis dalk deur die Here so beplan of dalk is dit net my koppie wat so vinnig by Handelinge 12 wou uitkom oor die hele verhaal van Petrus wat in die tronk vasgevang is en hoe hy in sy donkerste oomblik daar geengel op en die Here begelei hom uit daai gevangenis uit en dit het gewerk. Ek het gesien hoeveel hoop in mense se lewens herstel het, maar ek het gemis die grootheid van Handelinge 11. So laat my toe dat ons vir vandag net so een stapie terug gaan. Ons was nou by Handelinge 12. Ek het 'n fout gemaak. Ek wil so 'n bietjie fokus want anders gaan ons mis wat staan in Handelinge 11, want dit is so nodig dat jy dit in jou geloofslewe ontdek en so ek kan dit nie skiep nie. Ek moet teruggaan. So vergewe my. Ek is nie perfek nie. Nee, ek is verseker nie perfek nie. As jy my ken, ek is 'n baie passievolle kommunikeerder en daar's goed wat ek radikaal partykeer oor voel en goed wat ek radikaal sê
En partykeer mis ek goed, en partykeer het ek seker al goed gesê wat jou 'n bietjie omgekrap het en so aan. Dis nie intentioneel nie, hoor. Ek gaan vir jou vra 'n bietjie grace met my. Kyk, dis nou nie die maklikste ding om elke week voor daai kansel te staan en alles presies reg te sê nie. So, dankie dat jy grace met my het en dankie verstaan. Ek hoef jou nie eintlik te vra nie. My hart en intensie is om jou die beste wat ek kan te begelei in die waarheid van die evangelie. Gaan ek foute maak? Ja, dankie vir jou grace. So, hier is nou 'n fout wat ek gemaak het. Ek verduidelik myself nou heeltemal te veel. Kom ons spring dit aan Handelinge 11. Ek hoor al daai oomie. Lian, begin nou net. Ons hoor jou. Ons like jou, gaan aan. So. Dankie oom. Ek gaan aangaan. Don't mind me. Handelinge 11. Konteks. Wat gebeur hierso? Ons sien dat vir die eerste keer word die Heilige Gees nie net uitgestort oor Jode spesifiek nie, maar oor mense wat nie Joods is nie. Mense wat heidene genoem word. Nou, kan ek vir jou sê, ek weet al baie oor gepraat, dat ek en jy wat nie Jood is, wat nie etnies Jood is nie, ons is ook as heidene gesien en ons is ook as heiden verklaar. Dit beteken nou maar net iemand wat nie 'n Jood is nie. En dis my 'n belangrike punt, ek het hierdie al baie gesê, ek gaan dit vandag noem, is dat baie mense wat, veral Afrikaners, wat glo ons moet nog al die wette van die Joodse 10 gebooie, alles wat in die Ou Testament staan, moet ons nog onderhou. Ek het vir jou baie slegte nuus. Al kon jy heiden, nie Jood, ek praat nou met jou wat nie 'n Jood is nie, al kon jy al die wette perfek onderhou, wat jy nie kon nie, want niemand kon dit ooit gedoen het nie, selfs die Jode kon dit nie reg kry nie. Al kon jy dit doen, kon dit jou nie gered kry nie, want jy is nie 'n Jood nie. Jy sien, die wet was spesifiek vir die Jode geskryf. Dis 'n afgesonderde nasie. Dit was die Ou Testament is spesifiek tussen God en die Jode, nie tussen jou en God in daai oomblik nie. Dit was eers spesifiek tot hulle konteks. En so dis verbaas my net altyd dat mense wat wetties of in wettisisme funksioneer, wat dink ons moet deur reëls en hierdie regulasies onderhou ons redding bewerkstellig. Dis altyd vir my net ironies, want dit was nie vir ons bedoel nie. OK. Maar ons sien nou in Handelinge 11, ons nou raak lees, dat die Jode so kwaad raak vir Petrus, want hy kuier nou met mense wat onbesny is, mense wat nie Jode is nie, en dan sê hy, ouens, luister hier, so ek het agtergekom, die Heilige Gees is nie net vir ons bedoel nie. Kom ons lees saam, Handelinge 11, die apostels het en ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. En toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie, en selfs saam met hulle geëet. Skande, Petrus, sonde. En Petrus het toe vir hulle mooi uiteengesit en gesê, wel ek was in Joppe besig om te bid, en toe in 'n geesvervoering het ek 'n gesig gesien, wat gesê het, ek het iets soos 'n groot doek wat aan die sy 4 punte neergelaat word, uit die hemel sien afkom, en dit het na my toe gekom. En toe ek goed daarna kyk, sien ek daar in 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls, en ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here, ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. En die tweede keer het ek die stem in die hemel gehoor, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Kom ek sê daai baie mooier. Die tweede keer het ek die stem in die hemel gehoor, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna het alles weer in die hemel opgetrek. Wat gebeur hierso? Hier gebeur 2 goed wat ons moet verstaan. Hierdie oomblik definieer dat ek en jy wat uitgesluit was, is nou ingesluit in die storie van die Here. Nommer 1. Nommer 2, natuurlik was die Joodse eetgebruike vir hulle
baie streng en hulle moes dit baie goed toepas. Dit was deel van die wette wat hulle moes onderhou om in verhouding met die Here te bly. En ons weet dat die hele Levitikus vertel van onrein diere. Jy mag nie onrein diere eet nie. En nou kom die Here en sê, luister hierson, ek het dit nou as rein verklaar. Jy mag nou van dit eet. Jy mag dit nie as onrein sien nie. En ons kan in die hele gesprek ingaan oor eetgebruike. Die punt is dat Petrus 'n hele nuwe manier van leef nou ontdek en hy besef dat dit wat die Jode gesien het as belangrik, het nou heeltemal geskuif en alles wat nou ons geloof definieer, het niks meer met eetgebruike uit te waai nie, maar dit het nou met die opgestaande Jesus uit te waai. Amen. En ek so mal oor wat hy daar sê. Petrus is so bang om aan iets onheilig te vat. En kom ons gesels oor hierdie woordjie heiligheid. Want hierdie is 'n woordjie wat ons so de mekaar kan maak. Ek dink baie mense leef met die perspektief dat ek as Christen of as gelowige my lewe moet onberispelik wees en ek moet 100% van elke dag moet ek heilig leef. Ek moet perfek wees. By the way, in my boek gaan ek nogal in detail oor hierdie die boek wat ek binnekort gaan vrystel. Ek moet perfek wees. En my vraag is altyd, en miskien kan ek jou vandag vra, hoe heilig was jy nou al vandag? Hoe heilig was jy hierdie week? Ek weet dat ek is amper doodseker dat jou kinders was nie perfek hierdie week nie. En dit het sekere gedagtes binne jou losgemaak. Ek weet, al jou werkskollegas het jou glad nie geïrriteer hierdie week nie. Ek weet jou baas, as jy nou vir 'n baas werk, hy was perfek, hy het jou glad niks geïrriteer of jou frustreer hierdie week nie. Ek weet dat familie en taksies wat voor jou inry en partykeer die goed wat jy self aanvak bietjie dieper, jy het geen sonde hierdie week gehad nie. Jy was perfek hierdie week. Ek is aspres sarkasties. Hoe heilig was jy hierdie week? Want die algemene Christelike boodskap is dat ouens, julle moet heilige, onberisplike lewens lei. En weet jy, ek stem saam. Ons is heilig. Dis wie ons is. Dis nie iets wat ons moet word nie. Dis nie iets wat ons moet bereik nie. Jy sien, dis die Jode. Hulle het hulle hele lewe lank probeer heiligheid bereik. Maar ek dink baie gemeentes, of eerder predikers, dink dat deur hulle werk is om deur vrees mense te probeer kry om so heilig as moontlik te lewe. Dalk het jy in sulke gemeentes jou hele lewe lank al gesit. Hierdie boodskap van jy moet absoluut onberispelik wees, en ek wil vandag dit aanspreek, want ons moet hierdie ding reg verstaan. Hierdie tipe predikers gaan gewoonlik na 'n skrifvers soos 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11, en dan lees hulle hierdie skrif baie keer, elke keer uit konteks uit, en as jy hom net op sigwaarde lees, dan gaan dit die vrees van hel in jou instuur. Hoor hierso, vers 9, 1 Korintiërs 6 vers 9. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes, of afgodsdienaars, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry in die koninkryk van God nie. Nou, weet, as jy nou na hierdie skrifvers kyk en dink, hoor jy, ek is nou nie skuldig aan een van daai goed nie, dan jok jy vir jouself. Jy weet, Jesus kom so ver en dan sê hy, ouens, luister, jy's 'n egbreker as jy net na 'n ander vrou kyk en jy het redelike gedagtes of wat ook al gedagtes oor haar, dan het jy reeds egbreek gepleeg. As jy enige iets anders hoor as die Here plaas, dan is jy besig met afgoderry.
As jy enige iets begeer, of jou sekuriteit in geld plaas, dan is jy geldgierig. Ons almal is skuldig aan dit wat 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 sê. Maar as ek en jy daar stop, dan gaan ek en jy in performance leef, en ons gaan altyd kort kom, en ons gaan die woordjie heiligheid misverstaan. Hoor wat sê vers 11, hy sê, maar so was party van julle. So was party van julle juis ook, maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus, deur die Gees van ons God. Hy sê, dis wie jy was, dis nie wie jy nou meer is nie. Jy is nie al die goed wat ek nou net genoem het nie. Deur jou geloof in Jesus Christus is heiligheid nie iets wat jy moet bereik nie. Dis iets wat as 'n geskenk aan jou gegee is. En ek gaan nou 'n bietjie dieper hieroor gesels. Maar jy sien, baie van ons word in die raamwerk groot gemaak dat ons moet hierdie lys reëls moet ons onderhou en ons moet heilig wees en ons moet heiligheid bereik. En Paulus kom spreek hierdie baie direk aan in Galasiërs 2 vers 16. Hy sê, ek wil teen hierdie kom, hierdie dinge wat julle glo, julle is besig met verbondsvermengery, julle moet verstaan dat dit is nie hoe dit werk nie. Hoor hier wat hy sê hierso, hy sê, omdat ons weet dat 'n mens nie geregverdig word uit sy eie werke van die wet nie, maar deur die geloof in Jesus Christus, en het ons ook in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Ek wil vandag hierdie kernding aanspreek en vra vir jou, is jy heilig genoeg? En weet jy wat is die antwoord op hierdie vraag? Hoe ons hom reg moet antwoord? Ek het iets geleer in my lewe. En dit is dat ek en jy gaan nie verstaan hoe heilig ek en jy regtig is, as ons nie eers verstaan hoe heilig Jesus is nie. Die woordjie heiligheid in die Hebreëus is die woordjie kavod. En dit praat oor die gewig van die Here. Die gewig van sy heerlikheid, die gewig van sy goedheid. Miskien moet ek jou hierdie vraag vra, hoeveel heilige oomblikke het jy al in jou lewe beleef? Of jy besef het, hierdie is iets anders. Hierdie is nie net sommer nog 'n oomblik nie. Hierdie is iets baie dieper en gewigtiger as wat ek ooit gedink het moontlik is. Ek het al so 'n paar oomblikke in my lewe gehad. Weet jy wanneer ek 'n heiligheid in die kamer beleef, so intiem is die dag toe my kinders gebore is. As jy in 'n pa of 'n ma is en jou kind is gebore en jy vat daai babietjie en jy hou daai kind vas, enige ouer gaan vir jou sê, dit is 'n ander tipe gewig hierdie. Jy beleef die feit dat hierdie kindjie 9 maande en daardie baarmoeder was en uitkom en jy hou hierdie kindjie vas en jy sien jouself en jou vrou in hierdie kind en dis jou kind. Dis net, jy kan dit, ons amper nie woorde vir die heiligheid wat 'n persoon daar beleef nie. Die huwelik is ook so 'n plek. As 'n man en 'n vrou intiem is en gemeenskap het in die regte spasie soos die Here dit gemaak het, dit is ongelooflik heilig. Dis afgesonder. Dis nie bedoel vir almal om te sien nie. Dis bedoel tussen 'n man en 'n vrou wat areas van mekaar ontdek wat dit het 'n ander tipe gewig.
Ek het dit self al beleef wanneer mense oorlede is, wanneer ek by mense se doodbed staan en jy sien iemand is terug by die Vader. Daar's iets in daai moment. Ek het al by 'n paar mense saam gestaan in my bediening wanneer hulle nou net 'n geliefde verloor het. En hoewel dit baie seer is dit in dieselfde oomblik ook baie heilig. Miskien het jy dit nou al in aanbidding beleef wanneer ons saam worship by die kerk en jy kan musiek in die week luister en jy kan worship in die week luister, maar wanneer ons 'n gemeente saam aanbid en die gewig van die Here val oor ons, die heiligheid van die Here. Jy sien, dit is iets wat ons nie altyd kan beskryf in woorde nie. Maar jy weet, die Bybel beskryf Jesus se heiligheid as hy staan nou aan die regterhand, of hy sit in die regterhand van God en wanneer die engele, die Vader en Jesus en die Heilige Gees beleef, dit so heilig dat elke engel onmiddellik hulle knie buig voor die heiligheid van die Here. Jy sien, hulle sê daar's wesens, serafs wat hulle vlerke voor hulle moet invat, want die heiligheid is so intiem en so intens. Holy, heilig, heilig is die Here. Sing die engele. Dit is so intiem. Weet jy wat besef ek? Wanneer ek Galasiërs 4 vers 4 tot 7 lees, hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, sodat hy die wat onder die wet was, kon loskoop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, en omdat hulle kinders is, het God die Gees van sy seun in hulle harte uitgestuur, wat roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer 'n slaaf nie, maar nou is jy 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam in Jesus Christus. Kom ek verduidelik vir jou wat heiligheid is. Skus ek is emosioneel, die Heilige Gees rus net swaar op my. Is die dag wat jy besef hoe onperfek jy is. Dat jy foute maak. Dat jy nie reg optree nie, dat jy nou en dan in onreg optree, en dat jy nog onvolwasse is, en nog baie keer dat jou seer uit goed doen, en goed sê, en mense seer maak, en dat jy, die dag wat jy besef hoe onperfek jy is, en dat die Here nog steeds kies, om daai selfe heiligheid wat op Christus rus, op jou te laat rus. Jy sien, ek dink dit is makliker vir mense om hulle eie heiligheid te probeer bewerkstellig deur die wette onderhou in hulle eie werkies, as om te glo dat die Here iemand so onperfek soos ek kies om sy heiligheid lewendig te laat word binne in my. Jy sien, hierdie is vir my die crucial punt vir mense om te verstaan. Daar's predikers wat sonde oorbeklemtoon, want hy dink hoe meer hy oor sonde preek, hoe minder gaan mens sondig. Kan ek vir jou sê, dat wanneer mens besef die genade van die Here is, dat hy kies om sy Holy of Holy, sy seun, sy Gees binne in ons te laat lewendig word, in ons onperfektheid, en ons het kort gekom, dan verander iets binne in ons. Jy sien, heiligheid is nie iets wat ons moet bereik nie. Heiligheid is iets wat onvoorwaardelik vir ons gegee word. En as jy besef, hy het my so onvoorwaardelik lief, dan raak die Gees binne my lewendig en sê, jy is heilig genoeg. Meer as, jy dra dieselfde heiligheid as Christus. En nou nooi die Here jou uit om in daai heiligheid te leef. Dis wie jy is. Jy moet dit nie bereik nie, dis wie jy is. Dis die evangelie. So is jy heilig genoeg? Meer as. Dis 'n geskenk wat vir ons gegee is. En ek weet wat jy nou sê daar terwyl jy sit. Nee, maar dit maak nie sin nie. Ek is ook daar. Dit maak nie sin nie. Maar dis hoe goed die Here is. Hy het sy seun gestuur, sodat ons nou nie meer slawe hoef te wees nie, maar dat ons nou erfgename genoem kan word. Besef jy, erfgenaam?
Erfgenaam beteken alles wat aan Christus behoort nou aan jou. Sonder dat jy dit verdien. En dis hoekom ek so lief is vir Jesus Christus, is dat hy 'n persoon soos ek en 'n persoon soos jy, dat hy die volle prys kon betaal, opstaan uit die dood, en wanneer ek en jy in hom glo, 1 Johannes 1 vers 12, nou weer hom glo, gee hy die reg om kinders van God genoem te word. Wil jy vanoggend of vandag net saam met my fees vier dat hierdie die realiteit is? Dat hy ons heilig kom verklaar het sonder enige van ons werke, maar dat hy ons so lief gehad het dat hy sy seun gestuur het, dat wie ook al hom glo, die ewige heilige lewe sal ontvang. En nou wil ek jou uitnooi dat jy sien jy leef uit 'n ander raamwerk nou. As daar goed in jou lewe is wat nie daar moet wees nie, dan hardloop ek en jy nie en kruip weg vir die Vader nie. Ons hardloop terug na die Vader toe. As jy droog gemaak het, dan sê die Vader, moenie wegkruip nie. Jy's heilig, jy's my kind, kom na my toe. Ek sal jou help dit uitsorteer. Ek sal jou begelei hoe om regtig te funksioneer in die heiligheid wat ek oor jou geplaas het. Hoe wonderlik is dit. Dankie Here dat ons nie meer onder die wettisisme van Judaïsme hoef te funksioneer nie, maar dat ons deur U seun, ons Jesus, nou in oorwinning saam met U kan leef. Dankie Here vir elke persoon wat dit nou so intiem daarso beleef. Ons bid dit in Jesus se heilige naam, almal sê amen. Hoekom is hierdie vir my so belangrik? Want dis wanneer ek besef ek is heilig, wanneer ek kan vrykom, wanneer ek in vryheid kan funksioneer. Baie ouens sê, jy weet, die genade boodskap, mense is bang om hierdie aan mense te kommunikeer, want mense gaan leef soos hulle wil. Wat 'n nonsens is dit? Die oomblik wanneer jy besef hoe heilig ek verklaar is, dan hardloop ek na heiligheid toe. Dan wil ek in heiligheid optree. Dan wil ek ontslaa raak van die verlede en dinge wat my vasgehou word. Ek wil optree soos 'n kind van God, want dis wie ek en jy nou is. Ek kan nie wag om gou weer met jou te kuier nie. Het ek al vir jou sê hoe lief ek vir jou is? Ek is so lief vir jou. Ek wil jou herinner, ons volgende week is nou 'n bietjie anderste week. Ons het nie fisiese diens by Simplicity nie. Ons het weer aanlyn diens, want die week al op nooi ek jou na ons paasdienste toe. Ons het donderdag aand, die 2 April, 6:30, het ons 'n diens wat ons noem Jesus se laaste ete, en ons gaan daar saam wees en saam eet. Ons het die beste kos wat ons vir julle voorberei. Ons gaan 'n ongelooflike tyd hê. Jy kan dit nie mis nie, nooi vriende en familie. En dan die 5de April het ons opstandingssondag. Ek sien jou daar. Goed gaan. Ek is lief vir jou.